Nou, die belangrikste bestanddeel in vandag se resep is die lamsvleis. Om tyd te spaar, het ek dit vooraf volgens die resep voorberei. Nou, dit is stadig gaar gemaak in die oond of 'n stoompot tot dit heerlik sag en maklik uitmekaar kan trek. En dan voeg jy nou net die olywe ook by die lamsvleis. Nou, ek het ook my rosa tomaties vooraf met olyfolie, sout en peper in die oond gerooster totdat hulle mooi begin karamelliseer het en dit is dan nou voor my en gereed. Nou in hierdie pan het ek reeds babamurg, pampoentjies en rooi eie in 'n bietjie olyfolie gebraai. Hulle moet nou net mooi sag word, maar steeds ook hulle ferm tekstuur behou. Nou geur ek dit net met komyn, 'n knippie sout en vars gemaalde swart peper. Nou die komyn gee daardie tipiese warm mediterrane geur wat so goed saam met ons lam gaan werk. Nou kom ek geur net gou die groente met die komyn dan. Jy kan nou maar besluit hoeveel jy wil insit. Ek het so 'n teelepeltjie bygesit en dan net sout en die peper. En dan vir ekstra bietjie smaak sit ek nou al bietjie vars petersilie ook hierby en ek gaan dit nou by my lam ook sit. En dan kan jy dit nou net weer so goeie roer deurgooi. Nou, ek gaan nie nou dadelik my tomaties bysit nie, ons doen dit eers later. En dan 'n ander belangrike bestanddeel is enige mediterrane tomatiesous. Nou dit bring later net al die elemente wat ons so apart voorberei het bymekaar. Nou as ek net nou terug is, voeg ek die sagte lamsvleis by hierdie geurende groente en bring al die bestanddele saam vir 'n ongelooflike lekker vulsel. Nou die groente was perfek gaar en nou begin hierdie gereg regtig lewe kry. Al wat dan oorbly is, jy voeg jou sagte gaar lamsvleis en die olywe by die pan saam met die groente en om die hele vulsel bymekaar te gooi, het ek dan 'n bietjie van hierdie mediterrane tomatiesous wat ons gaan bysit. Jy wil nie hê die mengsel moet te nat wees nie, net genoeg sodat al daai geure heerlik kan saamsmelt. Laastens vou ek dan die geroosterde rosa tomaties liggies deur die mengsel. Hulle gee 'n heerlike soetheid en varsheid sonder dat dit heeltemal uitmekaar val. Nou kom ons doen gou-gou al daardie stappe. Ek gaan eers begin met so bietjie en ons gaan nie noodwendig die hele bakkie ingooi nie. Ek dink amper so is genoeg. En dan kan jy hom net so bietjie deurmeng. As ons later voel ons kort nog bietjie, dan sit jy net nog 'n klein bietjie by. Ons wil definitief nie hê dit moet 'n pap situasie wees nie. Nou sit ek net hierdie tomaties so in en ek gaan hier net 'n bietjie van hierdie petersilie ook bysit sommer om dit saam te meng. En dan so, ons kan later nog vet daarby sit, maar hier kan jy nou net sommer so met jou hande dit so opbreek en dit so bysit. Die kleure is fantasties. Hande gaan nou 'n bietjie vuil wees. Net 'n lappie hier onder. En dan gebruik ek sommer 'n vurk sodat ons nie daai tomaties dan nou heeltemal breek nie. Dan kan jy hom net so lekker deurmeng. Kyk daar die kleure, dit lyk vir my mooi. Nou terwyl dit net vir so 'n paar minute, so 2 minute, warm word, verhit ek die mini rotties dan, sodat hulle lekker sag is en steeds maklik kan vou. Dan die ander bestanddeel wat ons vir garnering gaan gebruik, is die mayo tahini sous. Albei koop jy sommer klaar en meng nie die selfde helfte hoeveelhede in 'n bakkie of ek het 'n botteltjie gebruik. En dan vir 'n tikkie groen gebruik ek die korianderblare of vars gekapte petersilie is ook reg. Nou alles is nou gereed en nou kom die lekkerste deel. Ons bou hierdie pragtige kleurvolle mediterrane rotties of dit lyk dalk meer soos 'n taco. Nou ek begin deur 'n warm rottie oop te vou en te smeer met 'n dun laagie van die feta en die kruie smeer. Onderin of enige ander smeer wat jy beskikbaar het. Dit gee die dis net so effe romerige smaak. Nou ek spring gou weg en wys jou die stappe presies en dan gesels ek soos ek alles insit. Nou hierso is die feta smeer waarvan ek praat en net so klein bietjie
Dan vat ek van my vleis en maak seker jy kry so ietsie van alles binne in die rotties. Nou jy kan natuurlik ook 'n groot wrap of 'n groter een gebruik. En dan wil ek jou nou net wys wat het ek dit al gedoen. Ek gaan nou net om die res van die stappe te doen vir julle wys. Ek gebruik so 'n vurk om met my bordjie nie almal regop gaan hou nie. Gebruik ek so 'n bordjie dan hou ek hulle so bymekaar. As ek nou die derde een insit, dan gaan hy mooi bymekaar bly. Volgende vat ek 'n bietjie feta en weer eens is dit maar net om die kleur te herhaal wat ek bo-op sit of die kleur te laat pop. Dan vat ek van my, nou werk ek verkeerd om. Eers van my sous sit ek net so bo-oor. So 'n bietjie en dan nou hierdie is swart en wit sesamisaad. Sommer net vir ekstra tekstuur en ietsie anders op die bord. En dan so groen blaartjie. Net vir smaak en dan om ons rotties te laat pop. Ek dink ek het alles op, né? Nou jy kan die vulsel ook net so lekker, soos ek vroeër genoem het, in 'n pita broodjie of selfs oorgegeurde rys bedien. Nou hierdie mediterrane lamrottie is eenvoudig, geurig en ideaal wanneer jy vooraf dit wil voorberei of iets besonders op die tafel wil sit. Hierdie vries ook heerlik. Nou my volledige resep is beskikbaar op Ontbytsake se webtuise, so probeer dit gerus by die huis. Sien jou volgende week, lekker kook, geniet elke happie van jou kos.